Amen. Laasweek het ons so 'n bietjie gepraat en gesê dat jou Christendom gaan nooit suksesvol wees as dit uit human effort bestaan nie. Amen. Wie van julle kan onthou, hoe harder jy probeer, hoe minder kry jy reg. Amen. Is dit die waarheid? Hallo, is julle hier? Ok, moet ek jou langs jou vra klappie en langs jou teen die kop wat hy wakker skrik? Nee, ek sal nie dit doen nie. Van julle gaan dit geniet. Ons mag nie sonde geniet nie, amen. Jesus Frans, het julle ook hier? Prys die Here. Nee, wonderwerke gebeur. Hy is daarom iemand wie se siele kan uittrek, so dis ok. Amen. God het nie Christendom gemaak dat dit uit human effort moet bestaan. Want as human effort bestaan en gewerk het, sou Jesus nooit nodig gewees het. Want die hele Ou Testament is gebaseer op human effort. Amen. 'n lewe van reëls. Want wat's reëls anders as jy moet iets nakom, is human effort. Amen. Hallo? Is julle by my? Is julle met my? Nou hierdie is net die basics, nee, kom in die melkbotteltjie. Amen. Ons raak nog net die basics, die dieper goed soek, kom Dinsdag aan. Amen. So die enigste lewe wat ek en jy moet lewe is 'n lewe wat gelei en gevul word deur die Heilige Gees. Dis die opdrag. Dis die opdrag. Die van julle wat 'n Bybel het en jy wil saamblaai, gaan na Galasiërs toe. Galasiërs 5. Amen. Vers 16 sê, but I say, walk and live habitually in the Holy Spirit, responsive to and controlled and guided by the Spirit. Then you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh, of human nature without God. Amen. Hy sê, kry jou lewe so vol van die Heilige Gees, dat dit wat jou vlees soek, begin uitsterf. Die Heilige Gees moet so sterk die nommer 1 faktor in jou lewe wees, dat enige iets wat wêreld is, nie meer 'n plek kry nie. En ek like daai woordjie habitually, wat beteken, met ander woorde, dit moet soos 'n woonplek wees. Amen. Habitat. Wie van julle het biologie op skool gehad? Wat is 'n habitat? Dis 'n omgewing van lewe. Dis 'n omgewing waar jy woon, waar jy bestaan. Hy sê, laat die Heilige Gees jou plek van bestaan wees. Amen. But I say, walk and live habitually in the Holy Spirit. Die Heilige Gees moet jou leefarea wees. Moet jou lewensbron wees. Hy moet alles wees waarvoor jy leef. Enigiets anders, jou man, jou vrou, jou kinders, jou werk, jou finansies, alles kom tweede. Want as hy nommer 1 is, sal die ander goed uitwerk. As hy nie nommer 1 is nie, gaan alles bly soos dit is. Elke ding in die lewe kry slegs waarde as ons daarvan af kyk deur God se oë. Want dis wat die Heilige Gees in ons kom doen. Hy verander ons siening oor die lewe. Hy verander ons perspektief. Hy verander wat gebeur waarna ek en jy kyk en hoe ons lewe leef. Dis hoekom die Heilige Gees nie net 'n krag is nie, is nie net 'n iets nie. Dis nie net 'n force nie. Die Bybel noem hom 'n persoon. Die Bybel sê sy hart kan gebreek word. Die Bybel sê hy kan teleurgestel word. Dis emosies wat 'n persoon beleef, en die Bybel noem die Heilige Gees 'n persoon. Hy's deel van die Godheid, Vader, Seun, Heilige Gees. Dis nie Daddy Junior in die spook nie. Dis nie Casper, the friendly ghost nie. Amen. Ons het ons eie Casper, the friendly KFC guy. Vers 17, for the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit. Hoor mooi.
Enige iets waarna jou vlees streef, gaan direkte kompetisie vir die Heilige Gees in jou lewe wees. Sê ek wat so sê, nie die Bybel sê so. Alles waarin jy vastleef wêrelds, verhoed die Heilige Gees om sy volheid in ons te bereik. Ja, pastoor, maar jy weet, hierdie is vir my belangrik, na die Heilige Gees. Jy weet, hierdie het sentiment na die Heilige Gees. Want as ek en jy ons lewe sonder die Heilige Gees wil leef, het ons net godsdiens. 'n dooie religion. JC is nou uit, hy kom sit vanoggend hier, ek sit hier en bid vanoggend, hy kom sit hier langs my, hy sit sy kop so op my skouer, hy sê, hierdie van die Heilige Gees, ek dink nie ek ken hom so goed soos ek gedink het nie. Ek sê ons almal leer, elke dag, wat dit is om die Heilige Gees sy vrye wil in ons lewe te gee. Laat hy doen wat hy weet is goed vir ons, nie wat ons dink is goed vir ons nie. Want hoeveel van my en jou eie keuses het ons al in die gat gebyt? Het ons al teleurgestel? Het ons al seer gemaak? Het ons familie al iets gekos? Het jou al vriende gekos? Hoeveel van jou eie besluite, hoe jy dinge wil hê, het dat ander mense uitgesluit voel in jou lewe? En Christus sê, as ek daar is, moet jy mense juis ingesluit voel. For the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit, and the desires of the Spirit are opposed to the flesh, the godless human nature. Met ander woorde, hoe meer jy die Heilige Gees kry, hoe meer gaan jy sonde haat. Hoor mooi, nie sonde wil doen nie, sonde haat. Jy gaan 'n passie kry om te sê, maar sonde is nie meer deel van my lewe nie. Ek weier om daai emosionele uitbarsting te hê. Ek weier om weer daai ding te doen. Ek weier om weer daai gedagtes te koester. Ek weier om weer in myself in daai situasie te kry. Ek praat met 'n jong man hier so Vrydag en ons praat daaroor. Hy sê, pastoor, hoekom gaan ek so maklik terug na wat verkeerd is? Ek sê jy die regte woord gebruik, maklik. Omdat jy dit ken, is dit maklik. As jy nie die Heilige Gees ken nie, is dit moeilik. Hoor mooi, as jy nie die Heilige Gees ken nie, is dit moeilik om hom toe te gaan. Wie is die persoon in jou lewe wat jy kan onthou op laerskool? Wie in laerskool, watter persoon het die mees radikale positiewe impak op jou lewe gehad? Wie in jou hoërskool? Wie na skool? As jy een persoon aan moet dink wat die meeste radikale impak op jou lewe gehad het, wat alles vir jou verander het. Daai persoon is nog steeds nie 'n match vir wat die Heilige Gees wil bereik nie. Want die Heilige Gees het net een plan vir my en jou. Transformasie. Hy verander ons. Hy verander ons. En dit is hoekom mense bang is vir die Heilige Gees, want hulle wil nie verander nie. Ons het laasweek gesê, dis hoekom die Heilige Gees in jou vrou dieselfde naam het, helper. Amen. Die enigste verskil is die Heilige Gees gaan jou ophelp. Party mense wil jou altyd reghelp. Amen. En daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil om wysheid te deel waar ons in harmonie kom en my opinie te deel waar ons nie tot 'n besluit kan kom. En die Heilige Gees, jy gaan altyd met hom koppe stamp as jy nie jou wil kry nie. En jy wil jou wil afdwing. En die Heilige Gees is 'n amazing gentleman. Hy gaan sê, nou maar gaan. Leef jou lewe. Wys my. Toe, jy is so slim. Vat hulle. En wat gebeur 2, 3, 4 maande, 5 jaar van nou af? Here, waar is jy? Nou jy daai dag waar jy my gelos het. Ek het 'n pel gehad wat verskriklike goeie besigheidsman is. Baie geld gemaak.
Hy het al op skool begin en toe hy in sy 20's is, toe maak hy al soos tussen 20 en 30.000 rand 'n dag wins. En ek hoor soos 5 jaar nie van hom af nie, en hier bel hy my. Hy sê ek het jou hulp nodig, ek korriere. Ek sê maar hoe? Jy het dan hierdie salwing gaan. Hy sê nee, ek en my vrou, my 2 kinders bly agter in iemand in 'n kamertjie, 'n buitekamertjie by iemand se huis. En ek is damstrak, want wat maak jy om daar te kom? Vir hoe suksesvol jy was en wie jy was en wat jy kon doen met besigheid en hoe God jou geseën het en hoe kom jy daar? En ek is damstrak en ek bid en ek vra vir die Here, help my verstaan. En die Here sê, help net die doen. Verstaan kom ander dag. En ons kom daar en sy skoonouers is daar en almal en sy skoonpa sê, maar hy het 'n woonstel op die plot, maar hy moet gebou word na 2 slaapkamer toe en al die goed. En ek vat my spaargeld, want ek wil Amerika toe gaan, en ek vat al my spaargeld, 110.000 rand, en ek maak sy woonstel klaar. En ek is like, Here, hier is my vakansiegeld. Rig in, sit vir hulle kaste en doen 'n kombuiswerk. Ek het vir 'n kombuismaatskappy gewerk. Ek het alles teen kos gedoen, doen dit vir hulle. En hy kry weer, begin sy lewe aan die gang kry, en hy sit eendag om 'n vuur, ek sê vir hom, wat het gebeur? Hy sê, Koos, jy sal nie glo nie. Ek staan eendag op, polish my haartjies, al daai goedjies. Ek verstaan nou nie daai, hoekom hulle dit doen nie. Maar hy polish sy haartjies en al daai goed, en hy sê, en hy kyk vir homself in die spieël, hy sê, jy het dit gemaak, jy het nie meer die Here nodig nie. Hy sê, en letterlik van daai dag af, begin sy besigheid agteruit gaan. Toe hy sê, ek is suksesvol. Ek het nie die kerk nodig nie. Ek het nie die Here nodig nie. Dat hy 5 jaar later agter in 'n kamertjie bly. Niks, nie 'n werk nie, niks nie. En ek help hom en hy repent en hy maak reg en die Here begin hom weer seën. Sien, wanneer die Heilige Gees kom en hy kom met God se wil vir ons lewe. Al wat hy vra is surrender. Hy vra nie hoe ons daaroor voel nie. Hy vra nie hoe ek en jy daaroor dink nie. Wat hy vra is, kom jy saam. En jy het een van 2 antwoorde, ja en amen. Enig iets anderste gaan dit moeilik maak. For the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit, and the desires of the Spirit are opposed to the flesh, the godless nature, human nature. For these are antagonistic to each other, continually withstanding and in conflict with each other, so that you are not free, but are prevented from doing what you desire to do. So die Heilige Gees gaan jou heeltyd konfronteer oor enige iets wat jy vleeslik wil doen. Daai klein stemmetjie. Ek moes geluister het, jy moes geluister het. Daai wat hy sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie, is wanneer ons sy stem in ons lewe dooddruk, om ons eie wil te kry, om ons eie sin te kry. Ja, maar so kyk, daar's genade. Weet jy wat sê die woord? Hy sê, daar kom 'n dag wat genade uithardloop. Met ander woorde, daar kom 'n dag wat die Here vir jou sê, hy gaan niks vir jou sê nie, jy gaan hom net nie meer soek nie. Jy gaan jou conscience verkrag, jy gaan nie meer skuldig voel oor die verkeerde goed nie. Ek love dokumentêre, ek weet nie wie van julle hou van dokumentêre nie. Ek kyk gisterand een van in Amerika van Afterworld, daai konsert wat hulle gehou het, waar al daai mense doodgetrap is. En hoe mense raak wanneer hulle besete word.
En hoe mense wat in onskuld probeer wegkom, ingetrek word. En die scary deel is, uur en 15 minute later wat hulle die show stop, is 9 kinders doodgetrap, of het versmoor, net van mense wat teen mekaar staan. Klomp in die hospitaal. En die organisers was so behep met geld, dat hulle WhatsApps wat hulle vir mekaar voor die tyd gestuur het, letterlik 'n minuut voor die show begin sê, hier gaan mense doodgaan, hier's te veel mense, ons moet dit stop. En een van die ouens sê, ons kan nie, ons het die geld nodig. En ek dink, hoeveel keer het ek en jy al mense te nagekom, oor ons iets wil hê, oor ons dit kan justify, maar die Heilige Gees sê vir jou, moenie, weerhou jouself, hou jou in, kalmeer, wees rustig, sit 'n wag voor jou mond, bly kalm, kom net uit hierdie milieu uit, stap weg, kom môre terug, gaan chill net. Hoeveel van julle was al spyt oor goed wat jy gesê het en ek wens ek kan daai woorde terugtrek. Het jy al agtergekom as jy iets aan mense doen, is makliker om te vergewe as woorde? Want woorde sny die hart. Woorde is daai mes wat binne-in sny. En dis hoekom die Heilige Gees kom, hy kontradikt ons vlees. Hy probeer ons teen alles wat seer maak beskerm, want op die einde van die dag maak dit ons ook seer. Hoe maak jy reg met iemand as jy weet, die jammer is nie genoeg nie? Vra my, ek weet hoe dit voel, hoe lank het ek gestoei met myself, om na mense toe te gaan en te sê, ek is jammer, maar ek weet my jammer is nie genoeg nie, want die skade wat ek gedoen het, kan geen jammer fix nie, net God kan dit fix. Net God kan in daai persoon se hart 'n verskil maak. Ek kan nie, my beste jammer is 'n 0 op 'n kontra. Dis waar die Heilige Gees inkom. Hy is die enigste een wat die werk verder kan vat van restaurasie, waarmee ek en jy begin het. Ons kan net restaurasie begin. Ons kan nie die werk klaar maak nie. Net God kan. Net die Heilige Gees kan jou brokenness heal. Jy kan nie. Want wat doen ons? Ons soek coping mechanisms. Die mens soek coping mechanisms. Wat is 'n coping mechanism? Iets om te maak dat jy kan deel met die seer. Amen. Party is dop, party is kos, party is drugs, party is porn, party is seks. Jy soek al hierdie goed om jou beter te laat voel, maar jy word nooit gesond nie. Hoekom nie? Want net die Heilige Gees kan gesond maak. Hy is die krag van God tot genesing. Amen. Vers 18, but if you are guided, led by the Holy Spirit, you are not subject to the law. Hy sê dat wanneer jy deur die Heilige Gees gelei word, gaan al hierdie wette, het nie op jou 'n impak nie. Hoekom? Want die Heilige Gees ken die wet, hy gaan nie laat jy die wet breek nie. Die Heilige Gees weet wat's reg en verkeerd vir jou. Hy weet wat's reg en verkeerd vir my. Hy weet wat in ons kop ingaan. Dis hoekom Jesus gesê het, selfs al dink jy net daaraan, het jy reeds gesondig. Wat sê Jesus? Voordat jy daai ding dink in werking sit, repent daarvan. Want as jy eers 'n woord gespreek het, moet hy vrug dra. Hoor mooi, as jy eers 'n woord gespreek het, dis hoe sonde werk. Sonde begin met 'n gedagte wat die duiwel in jou kop plant. Amen. Hy begin van, jy het lanklaas 'n hele chocoladekoek geëet. Hoekom altyd net 'n snytjie? Amen.
Nou begin jy dit dink, wat 'n chocoladekoek is ek voorlus? Dan is dit 'n Grenache en dis 'n fudge en dis 'n karamel chocoladekoek. Jy gaan so deur hulle. Maar jy's kan ek nie een kry wat fudge en Grenache en karamel in het nie. Sommige moet room bo op. En nou begin jy dit imagine. Nou kom dit by woorde. Nou bel jy. Iemand wat jy ken kan ook koek eet. Hallo Anna. Jy nie lus vir jou eie chocoladekoek nie. Yes, want ek nou lus vir chocoladekoek. Ek het nou al in dit imagine hoe eet ons 'n hele chocoladekoek op. Wat doen dit? Jy dat daai gedagte oorgaan in verbeeldinge. Jy sien jouself in daai prentjie. Sonde maak van jou 'n akteur en 'n aktrise. Jy begin jouself in daai rol inwerk. Maar Hanna het nou selfdissipline geleer. Sy sê vir jou, nee, ek doen nou die carnivore diet. Ek eet net ribeye steak. Jy's like, joh, wie ken ek wat dik is? Pastoor. Jong, as dit nou 'n melktert was dit 'n ander storie. Maar ek weet nie van chocolate nie. En voor jy jouself kry, dan jy menu. En jy begin lees. Alle sonde werk so. Jesus, waarvoor is ek vandag lus? Wie is ek vandag voorlus? Jy begin window shop. Check die mense uit in die kerk. Ry verby Tops, Liquor City. Ouens wat drugs ken, weet wie op die straat is die dealers. Jy gaan verbyry en nog vir daai vriendelike ou waai. Mintam is dit die ou wat jou kind drugs voer. En wat, op die einde van die dag is dit nie meer genoeg om jou in daai rol in te verbeel nie. Jou vlees word so sterk. Ek gaan nie happy wees as ek dit nie geniet het nie. Wat doen ons? Ons gaan oor in die daad. En vir môreoggend staan jy op, jy het hoofpyn van die suiker, jy voel nie lekker nie, jy voel sleg, en wat dink jy by jouself? Jesus, ek het so oorboord gegaan, ag kom ons eet sommer nog 'n stuk koek. Ek is ons nou klaar aan die moeilikheid. Is dit nie wat sonde doen nie? Is ek is slaaskuldig, ek was slaasleg, ek is slaad dit. Kom ek doen dit maar net weer. Dis presies hoe sonde werk. Die enigste hoe jy die stem van sonde kan stil maak is nou weer te sondig. En weet jy wat? Sonde is daai lelike ding. Hy trek jou al hoe dieper in. Hy vat jou al hoe verder weg. Hy word al hoe erger. En dis wat die Heilige Gees ons probeer beskerm. Is teen onsself, ons vleeslike natuur. Sien, die duiwel is 2000 jaar terug aan die kruis oorwin. My en jou vlees moet ons oorwin. En al hoe ek en jy ons vlees kan oorwin, is die Heilige Gees. Amen. Is die Heilige Gees. Kom ek gaan gou hier 2 Korintiërs toe. Wat jy maak sommer daar oop, meestal sweer ek het daar gelees hierdie week. 2 Korintiërs 3 vers 18. And all of us, say all of us. Wie is uitgesluit? Wie wat hier sit is uitgesluit. Almal wat hoor. Amen. And all of us, as with an unveiled face. Wat beteken unveiled? Die maskers kom af. Amen. Because we continue to behold in the word of God, as in the mirror, the glory of the Lord. Met ander woorde, hoe meer ek en jy toelaat, laat die woord ons spieël word. Ek het by die begrafnis gesê, as ek my Bybel oopmaak, na wie toe wys die woorde daar binne? Hallo? Na wie toe wys die woorde? Na my toe. Amen. Daai woorde wys na my toe. Ek lees dit, ek kan nie vir jou sê, lees verder waar ek is nie. Aan die ander woorde, die spieël is vir my. Dis wat hy hier sê, die woord is vir jou, soos in 'n spieël. Met ander woorde, wat sê hy? Ek en jy gaan ons sonde en ons lewe in die spieël raak sien.
Jy gaan die Heilige Gees en jy gaan jou vlees in hierdie spieël sien. Amen. As in a mirror, are continually being transfigured into His very own image. Net die Heilige Gees kan die beeld van Christus in my en jou herstel, wat verloor is by Adam. Die beeld van God waarmee ek en jy gemaak is, Genesis 1:26, kom ons maak die mens na ons beeld. Net die Heilige Gees kan daai karakter herstel, net die Heilige Gees kan daai mindset herstel, net die Heilige Gees kan jou weer in daai eenheid met God bring, wat Adam vir ons verloor het. Maar was dit Adam, was dit nie Eva nie, nee. Die Here het vir Adam gaan konfronteer, nie vir Eva nie. Daar so ding wat hulle sê, when Adam was away, Eve became prey. As jy jou Bybel gaan lees, Adam het reg langs haar gesit. En hy het nie die duiwel gekeer nie. Hoekom het God na die man toe gegaan? Want jy as hoof van die huis staan voor God verantwoordelik vir die geestelike well-being van jou huis, nie jou vrou nie. Jy as man staan verantwoordelik vir die geestelike gesondheid van jou huis, nie jou vrou nie. Sy is die sterker een, is net oor die slapgat is. Sy is die bidder, is net oor jy nie bid nie. Sy is die een wat Bybel lees, is net oor jy nie lees nie. Want God het na Adam toe gekom en gevra, Adam, waar is jy? Wat het jy gedoen? Toe sê hy, dis die slang. Sê, ek praat met jou. Here, maar jy is die vrou van my. Ek worry nie oor jou vrou nie, ek en sy sal praat. Kom ons praat oor jou. Jy is die hoof van jou huis. Jy is die geestelike leier. Jy is die een wat die finale keuse vir my maak oor wat gaan gebeur in jou huis. Ek hou jou verantwoordelik vir jou kinders. Ek hou jou verantwoordelik. Maar ek kan nie help, my vrou is so nie. Jy kan, praat met haar. Ja, maar sy gaan vir my kwaad wees. Sy sal oor dit kom. Maar wees jy consistent. Sien sy Jesus in jou. Want as hy nie doen nie, help nie, praat nie, want dan praat die duiwel. 'n Vrou soek 'n geestelike leier, nie 'n baas nie. Dis waar ons dit verkeerd in. Om aan jou man onderdanig te wees, beteken nie jy is haar baas nie. Sy follow leadership. 'n Leier is 'n diensknegt. 'n Leier is 'n voorbeeld. 'n Leier gee nie opdragte nie, hy wys hoe. Dis wat die Bybel van praat. Wys my hoe. Amen. Klink amper of ons met 'n manne-aand begin. Dis wat ons manne-aande, ons praat reguit op ons manne-aande, okay? Amen. Saterdag is vir koek en tee. Prys die Here. En my verjaarsdag. Are continually being transfigured into His very own image in ever increasing splendor and from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Net die Heilige Gees kan my en jou verander. Wat verander hy in ons? Nommer 1, ons desires. Ons begeertes. Nommer 2, ons karakter. En nommer 3, ons prioriteite. As die Heilige Gees in jou lewe is, gaan jou karakter verander. Jou begeertes gaan verander. En my en jou prioriteite gaan verander. Those who are led by the Spirit of God will be known as children of God. En daai versie, las dit en skree op my, want ek besef, hoeveel mense sit in kerk en is nie eintlik kinders van God nie. Hulle is kinders van religion, want hulle word nie gelei deur die Heilige Gees. Those who are led by the Spirit of God will be called the children of God. As die Heilige Gees nie die een is wat jou lewe se pas aangee nie, wie gee dan die pas aan? Wie gee dan die pas aan? En dit is so belangrik dat ek en jy dit verstaan. Dit is so belangrik dat ek en jy dit verstaan. Ek het nou die dag gesê, dit is soos ek met my kleinkind.
As ek met hom loop, en ek's in die winkel, waar gaan ons? Oupa ken die pad, gunshop toe, loop saam. Amen. Maar oupa, kan nie oupa se spoed loop nie, want 3 jaar oud Kobe loop ook net so vinnig. Sien, die Heilige Gees gaan die rigting gee, maar jy gaan die pas aangee. Hy sal nooit meer in jou lewe en vinniger in jou lewe doen as wat jy kan byhou nie. Maar hy gaan jou nie agterlaat nie, want 'n kind raak rebels. Kom, jy kan maar sleep ook, kom. Hy weet waar hy met jou heen gaan. Maar ons verskonings maak dat ons sukkel. Ons verskonings maak dat ons nie deurbreek nie. Amen. Maar hoe weet ek die Heilige Gees? Die Bybel maak dit vir ons maklik. Daar sal bewyse wees. Daar sal bewyse wees in my en jou lewe. Kom ons gaan terug Galasiërs toe. Amper lees ek vir julle 'n ander hoofstuk. Wat is bewyse? Wat noem die Bybel dit? Vrug. Amen. Vrug. But the fruit of the Holy Spirit, the work which His presence within accomplishes. Wat is vrug? Dis die werk wat die Heilige Gees in jou lewe doen, se bewys. Amen. But the fruit of the Holy Spirit, the work which His presence within accomplishes, is eerste liefde. Eintlik moet daar 'n uitroepteken wees. En alles wat daarna kom, is wat doen liefde? Amen. Joy, gladness, peace, patience, an even temper. Amen. Kindness, goodness, faithfulness. Ander woorde, vriendelikheid, geduld, lankmoedigheid, nie lankmoerigheid nie. Dis die teenoorgestelde. As jy 2 jaar lang kwaad is vir jou man en jy praat nie met hom nie, jy het Jesus nodig. As jy in jou grot gaan sit, want jou vrou het vir jou nee gesê, en jy het jou gewip, want ek is die hoof van die huis, hoe durf jy om vir my nee te sê, en ek gaan nie met jou praat nie, jy het Jesus nodig. Man up. Woman up. Grow up. Van die Heilige Gees in jou lei ons na volwassenheid, nie emosionele uitbarstings nie. Maar ek het nie my sin gekry nie. Prys die Here, ek ook nie. Hy het liefst hy sy sin gekry. Dis die beste ding wat met ons kan gebeur. Laat God sy sin kry. Amen. Gentleness. Amen. Self-control. Daai een waarin ons almal spesialiseer. Self-control. Amen. Against such things there is no law. Hy sê weer. Nou sê hy vir ons in vers 18, but if you are guided, led by the Holy Spirit, amen, you are not subject to the law. Hy sê as jy hierdie vrug in jou lewe wys, sê hy, against these things there is no law. Ek het voor die tyd gepraat, toe ek vriendelik was met die spietkop, het hy nie die wet op my gebruik nie. Maar hoe dit begin, ek was eerlik. Sien, ons wil hê mense moet nice wees, maar ons is nie eerlik nie. As jy wil hê mense met jou vertrou, wees eerlik. Wees eers eerlik met jouself, dan kan mense jou vertrou. Wees eerlik met jouself, want hoeveel van wat ons doen, is net 'n leuen, omdat ons ander mense probeer impress. En omdat mense weet jy is fake, vertrou hulle aan. Want hoekom? Die vrug van jou lewe wys nie die Heilige Gees se teenwoordigheid in my en jou lewe nie. Sien, die Heilige Gees empower my en jou met die hemelse vermoë om soos die hemel te dink.
Ons noem dit die gawes. Laat jy goed uit 'n hemelse perspektief uit sien. 1 Korintiërs 12 praat daarvan. Vers 7 sê, but to each one is given the manifestation of the Spirit, the spiritual illumination and enabling of the Holy Spirit for the common good. Jou gawe gaan nooit oor jou nie. Dit gaan oor al die ander mense in jou lewe. Jou gawe maak jou nie belangrik nie, jou gawe maak jou nie special nie, jou gawe maak nie dat jy beter is as ander mense nie. Al wat jou gawe beteken, het die Heilige Gees toegelaat om sy werk te doen. Die oomblik wanneer jy jou gawe na die voorgrond bring, dat mense jou moet sien, guess what? The devil is rising. Pride het ingeskom. En dis hoekom ons so moet pas op. En dis hoekom ek altyd sê, daar's 'n massive verskil tussen talent en gawe. Jou talent, jou karakter, jou persoonlikheid trek mense. Jou gawe bedien mense. Ek het eendag vir 'n baie bekende sanger gevra, wat is jou gawe? Toe sê nee, die Here het my gawe gegee om te sing. Ek sê nie, ons almal kan sing. Party dalk bietjie mooier as ander, maar almal kan sing. So is nie 'n gawe nie. Hierdie talent ontwikkel om mooi te sing, maar wat is jou gawe? Hy sê, wat bedoel jy? As jy al die mense bymekaar trek, hoe gee jy die Heilige Gees vir hulle terug? Dit is so cool om te sê, Here, reën op ons, Heilige Gees kom. Wat gaan jy met hom maak as jy hom gekry het? Hou jy hom net vir jouself? Of doen ons wat die woord sê, deel hom uit. Leef hom na buite, laat almal se lewens deur jou lewe en my lewe geïmpakteer word. Toe ons die begrafnis die week doen, is eintlik vir my net na die tyd, die laaste mense is weg en ons, ek en Shane en Skuman staan daar buite en gesels en ek dink by myself hier en ek sê vir hulle hierdie woorde. Vandag het ons die voorreg gehad om nuwe mense te leer ken. Oor wie ons 'n invloed kon hê met die Heilige Gees. Ek sien elke nuwe persoon wat my pad kom, 'n opportunity wat die Heilige Gees 'n impak in hulle lewe het. Wat doen jy met die Heilige Gees wat jy gekry het? Kyk, ek dink maklik vir jou werk uit, vra vir Christie. Ons fellowship by hulle, en hy sê, eers in ons werksarea, het ons hierdie en hierdie struggles, en ek hoor sy hart, en ek is like, nou kry hom al by mekaar, ons begin by gebedsgroep daar. Ja, ek wag uit vir die datum. Weet jy, dit maak het awesome, ek gaan die eerste een doen, en daarna gaan hy verder. Wat doen jy met die Heilige Gees wat jy gekry het? Weet die mense waar jy werk, wat jy sê jy het die Heilige Gees? Kan hulle dit sien? Sien hulle jou verandering? Sien hulle die transformasie? Kan hulle sien jou persoonlikheid verander? Kan hulle sien, jy wat altyd oor alles jou gewip het, is kalmer. Jy wat alles almal gevloek en geskree het nou respek vir ander. Want die Heilige Gees in ons het vrug, met ander woorde bewyse. En dis die vraag wat ons moet vra. Dis hoekom ek hierdie preekreeks noem vergete God, want somewhere along the line het die kerk van Christus die Heilige Gees vergeet. Nee, ek kan nie met mense oor die Here praat nie, ek skaam. Nee, dis trots. Ek weet, ek was ook al. Ek hou nog steeds nie van voor mense praat nie. Ek stres nog steeds elke keer. So kom ek hier voorop en afloop en bid. Is Here, you just take over, want ek wil nie julle met Kobus Siebert sien nie. Ek wil hê die woord moet in ons werk volg. Daar's niks vir my so lekker as wanneer ek preek of 'n klas gee of 'n begrafnis doen of 'n troue doen en die woord wat ek bedien sny my hart ook nie. Want dis wat die woord doen. Dis 'n tweesnydende swaard. Dit gaan nie net so intoe nie, hy kom terug. So pas op wat jy vir mense met die woord doen. Daai woord wat jy gooi, sny terug.
Jy gaan op daai eie woord getoets word. Hoor mooi, jy gaan op daai selfde woord getoets word. Want dit is 'n tweesnydende swaard. Hy gee vir ons kennis. Hy noem dit words of wisdom, words of knowledge. Wat beteken dit? Jy kry die kennis van die hemel, die Heilige Gees se vermoë om slim te wees, daarop. Sy wysheid, jy het die hemelse wysheid tot jou beskikking. Profesie, onderskeiding. Wat is 'n onderskeiding? Hy wys vir jou, moenie met hierdie ou besigheid doen nie. Ja, maar hy's 'n Christen. Hy sê hy's 'n Christen. Wat wys sy lewe? Ek het vir 'n kontrakteur kombuiskaste ingesit op 'n tuin. En hy het soos 'n viswyf aangegaan. Almal gevloek en geskree en mal gegaan, soos enige goeie kontrakteur dit doen op 'n slegte dag. En hy gaan op my af en hy sê my sleg en alles, ek doen net my werk klaar. En die volgende dag kom hy na my toe en hy sê vir my, "Jesus, ek voel so bad oor gister. Hoekom het jy nie geretaliate nie?" Dus ek van my binne het ek gedink, ek wil jou graag met die kop slaan. En voor ek iets kan sê, sê een van die ander ouens, het jy nie geweet hy's 'n pastoor nie. Jy moes hy ou se gesig sien. Hy sê, en ek het jou al daai woorde genoem. Ja. En jy het niks gesê nie. Dis nie my plek nie. Dit het 'n groter impak op jou gehad oor ek stil gebly, as wat ek iets sou gesê. Want my stil bly het jou laat worry deur die nag. Hoekom sê daai ou niks terug nie? Hoekom het hy nie ook baklei nie? Hoekom het hy nie ook gevloek nie? Hoekom het hy net sy werk klaar gemaak? Ek sê, sien, ek het baie meer gesê deur niks te sê nie. Want dis wat die Heilige Gees doen. Hy gee jou die vermoë om wysheid te hê in situasies. Een van die gawes van die Heilige Gees is groot geloof. Met ander woorde, wanneer hy in jou lewe is, begin jy geloof kry om groter goed te try wat jy nooit sou getraai het nie. Want hy activate dit. Die gawe van wonderwerke. Hallo, jy soek 'n wonderwerk. Die Heilige Gees se gawe is wonderwerke. Kry die Heilige Gees terug in jou lewe, dan sal wonderwerke die standaard wees. Ons soek al die blessings, maar ons soek nie die blesser nie. Ons soek die genesing, maar ons soek nie die geneesheer nie. Ons soek die voorsiening, maar ons soek nie die voorsiener nie. Ons soek net die benefits, maar ons soek nie God nie. En ons wonder hoekom lyk ons huise en ons lewens soos dit lyk. Daar's ander kerke wat nie hierdie goed gaan preek nie. Hulle gaan vir jou sê, daar's genade. Die Here sien jou foute, maar hy worry nie. My Bybel sê, die Here soek verandering. Hy sien jou fout en sy hart breek en hy prompt jou om te change. Want hy sien dat jou keuses jou op 'n pad van verwoesting stuur. En ek en jy pluk die vrug van oorhaastigheid. Want ons kan nie wag op God nie. Ek lees hierdie week weer 'n ou post wat ek op Facebook gemaak het wat hierdie gesê het. Hy sê, "Don't pray until God hears you, pray until you hear God." Moenie bid dat God jou stem nie, bly bid tot jy God se stem hoor. Want dan jy jou antwoord gekry. Weet jy hoe bid ons? Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Ek gaan nou vir Jacques Louis 'n vraag vra en ek het 'n antwoord nodig. Jacques Louis, sal jy vir my vleis braai? Grant, wil jy saam met my gaan koffie drink? Dis hoe ons met God werk. Ons vra, dan loop ons.
Dis hoe min respek ons voel my. Dan wonder ons hoekom ons nie beantwoorde gebede het nie, want ons wag nie dat hy ons antwoord nie. Hallo, hy wil jou antwoord wanneer jy bid. Hy wil my antwoord wanneer ek bid. Imagine dit, ek wil vir my vrou sê, liefie, is jy lus aan loop? Wat maak ek as hy ja sê? Want ek weg, dan mis ek uit. Hulle sê mos, as jy bo 65 kom, hoe lyk foreplay? As jy wakker. Het hy oor seks in die kerk gepraat? Wag dat ek oor seks spreek, dan gaan julle eers bloos. Want seks is mooi, God het dit vir ons gegee. Dis die mense manier om nader aan mekaar te kom. Dat die band van die huwelik gerespekteer en geëer word. Doen jy dit buite die huwelik, al wat jy doen, jy bring 'n vloek oor jou lewe. Daar is dit nou, Corrie, is dit al 3:30? 3:30. Sê vir die ou langs jou, dit raak beter. Volgende week. Romeine 8:14, for all who are allowing themselves to be led by the Spirit are the sons of God. Met ander woorde, wat beteken dit? Hy beïnvloed jou bediening. Mense gaan sien, die Heilige Gees is in jou ministerie. Sien, wanneer ons vir mense sê, staan op, iemand staan by iemand, bid vir hulle, sê hoor ek nie veel wil bid nie. Ek wil hê jy moet besef, die Here werk deur jou ook. Want jy het ook die Heilige Gees. Amen. Die dae van na die priester toe hardloop was Ou Testamenties, die veil het geskeur, ons moet almal self na God toe gaan. Ons almal het die salwing, ons almal het die Heilige Gees. Ek onthou eendag was iemand vir my kwaad. 'n man was in die hospitaal. En ek kon nie gaan nie. Maar soos oom Steve en Grandel en almal was daar deur die week. Ek was op vakansie. En ek kom terug en sy skwaad vir my. Sy sê, ja, bomshelter het mos nie vir my man kom kuier nie. Ek sê wel, is al hierdie mense nie bomshelter? Of is jy net kwaad? Hoekom sê jy nie, jy het nie vir my man in die hospitaal? Sien, ons vergeet, ons almal is die liggaam van Christus. Ons almal is die kerk. Want as alles in jou lewe van my afhang, is jy op 'n baie slegte plek in jou lewe. As jy elke geestelike besluit in jou lewe van Kobus Siebrits afhang, is jy op die slegste plek in jou lewe. Want ek maak foute. Ek word ook kwaad. Dan gaan ek vir jou iets sê waarvan jy nie hou nie. Oh, kan nie glo, die pastoor het my minder bruikbaar genoem nie. Ek kan blyk wees, ek het minder bruikbaar gebruik. En nie useless nie. Want die Here het my geleer. Hoor mooi, Christendom is nie hoeveel reëls jy ken nie, dis die persoon saam met wie jy stap. Hoor mooi, Christendom is nie hoeveel reëls jy nakom nie. Stap jy saam met die persoon wat die reëls in jou lewe vir jou uitleef, dat jy nie onder veroordeling staan nie. Kom ek maak my Bybel toe, dat ek nie verder lees nie. Hier is my vraag wat ek vanoggend op Facebook gevra het. Stap jy die pad saam met die Heilige Gees, of glo jy net in hom? Stap jy die pad saam met die Heilige Gees, of glo jy net in hom?
Ons sing het, I believe in God the Father. Ek glo in die Seun, ek glo in die Heilige Gees. Toe ek klein was in die kerk, het daar ou gestaan met so Batman suit aan, en hy sy hande so uitgesteek, en hy het goed oor ons gelees. Amen. Ek sien julle nou daai prentjie. Ek weet nie wat julle hom genoem, ons hom Dominee genoem. Wat mos hy swart jas aan, lyk soos Batman. So kom die Here my daar mos uit al. Kraai man het klaar gemaak. Hier is my vraag, glo jy net in die Heilige Gees, want die Bybel sê so, of glo jy in sy vermoë, want jy ken hom persoonlik? Ek kan nie meer Bybel lees sonder die Heilige Gees, want dan verstaan ek nie wat daar binne staan nie. Ek het hom nodig, Heilige Gees, help my, as ek nou lees, laat ek verstaan. Ek verstaan nie vir grant nie, maar die Heilige Gees doen. Heilige Gees, help my asseblief, want ek moet hierdie gesprek met grant hê, maar help my, laat ek verstaan as ek verkeerd is. Maar as ek reg is, help laat hy verstaan. Want dis wat die Heilige Gees in ons doen. Hy is ons voorspraak. Hy berei die hart klaar voor. Hy berei die persoon klaar voor. Die tyd, die plek, alles berei hy voor. Tot die woorde. Wat sê die Bybel? Wat verwag God van my en jou? Beskikbaarheid. Sal jy gaan dat ek jou kan gebruik? Weet jy hoekom is ons nie beskikbaar nie? Want ons het nie die prompting van die Heilige Gees. Wat sê gaan nie? En as jy nie die prompting het nie, beteken dit hy is nie daar nie. Ons almal kry 'n mate van die Heilige Gees met bekering, sê die Bybel. Maar om met die Heilige Gees gedoop te word, dat jou hele lewe verander, dat jou hele lewe neig om alles te doen wat hy van jou verwag. Dis 'n hele nuwe lewe. Ek love dit om met mense op pad te stap wat honger is vir die Heilige Gees. Want die Heilige Gees gaan jou honger maak vir die woord. Want die Heilige Gees is die een wat die woord in jou lewe moet vervul. Dis hoekom ek kan nie Bybel lees sonder hom. Bybel maak vir my nie sin sonder die Heilige Gees nie. Dis 'n goeie boek. Daar's moord, daar's roof, daar's seks, daar's liefdesverhale, daar's saai en maai, daar's landbouprogramme, alles daar binne. Tot motorfietsse. Amen. Ja, Moses came forth on his triumph. Lazarus het bike gery. Lazarus came forth. Toe ons tot Halies. Maria die purperverkoopster. Daar's alles in die Bybel. Julle ons wat fiksie mal is, die Bybel praat van Leviathan, van drake, die Loch Ness monster. Hy noem daai draak wat in die water. Jy kan jouself verloor in die Bybel sonder die Heilige Gees. Maar met die Heilige Gees word die Bybel 'n spieël waarin ek en jy na onsself kyk. Sien, die Bybel is 'n spieël, nie 'n mikroskoop waarin ek op Pieter inzoom en sê jy doen dit verkeerd, jy doen dit verkeerd. Dis nie die Bybel nie. Dis die wet. Die Bybel is 'n spieël waar ek myself raak sien en sê, Here, help my verander. Help my verander. Want as ek hier lees, is ek nie naaste my wie ek moet wees nie. Help my. Help my om nie op ander mense se foute te fokus nie. Help my om myself te fokus, dat ek kan gesond word. Dat ander mense om my gesond kan word. Dat ek kan groei, dat ander mense om my kan groei. Dat ek kan vasstaan, dat ander mense om my kan vasstaan. Wanneer jou ruggraat reguit trek voor God, trek jy al die mense om jou se ruggraat ook reguit. Ons tema is vergete God, die verwaarlosing van die Heilige Gees in die liggaam van Christus.
Mag hierdie reeks by jou 'n honger kry om terug te kom by die Heilige Gees soos nog nooit tevore nie. Om soek, honger na hom, dors na hom. Dat dit jou lewe radikaal verander. Hoe kom ek daar? Soos enige ander verhouding wat jy wil herstel, maak 'n afspraak. Raai wat hy gaan opdag. 99% is dit ons wat nie opdag. We gaan van môreoggend af bid. Ek onthou, as dit uit in my lewe, ek besluit het, ek gaan elke dag 'n uur bid. Wil 'n uur bid. Ek is so lekker lazy boy gaan. Amen. Hy het nie vir die parlement gewerk nie, was 'n stoel. En ek het daar gaan sit en bid. En ek word 'n uur later wakker. Ek sê, joh, hierdie is te lekker. Amen, wat doen ek môreoggend? Ek gaan sit op die bad se rand. Slaap nou. Slaap nou. Jy sal jou wind uitval. Ek onthou eendag as ek moeg, en ek besluit, ek gaan sommer net op my knieë sit by my bed en bid. En ek word 'n uur later wakker. Iemand het my bene gesteel. Soos ek opstaan, val ek om. As ek opstaan, val ek om. Like, wat gaan aan? Ek sien julle, maar julle werk nie. Hy bloed afgesny. Whatever the cost. Jy sal wat doen om wat 'n begeerte in jou lewe tot vervulling te kry. Jy sal skuld maak vir dit. Jy sal dit doen vir daai. Wat is jy bereid om te doen? Om die volheid van die Heilige Gees in jou lewe te hê. Dis die vraag wat ons vanoggend vir onsself moet vra. Tot watter uiterste sal jy gaan? Om jou dag saam met hom te begin. Jou dag saam met hom te leef. En jou dag saam met hom af te sluit. Dis die vraag wat ons onsself moet vra. En dan waar jy sit, sluit jou. Maar Vader, ek gaan eers vanoggend vra, as jy voel jy het te min Heilige Gees, steek jou hand op nie, want dit is almal van ons. Ons almal skeep hier af, wanneer die lewe vol raak, of die lewe besig raak, of ons te gejaag raak, of ons net eenmal te moeg is, en ander keer sommer net sleg is. Dis hoekom ons selfdissipline het. Selfdissipline leer ons, dat wat is prioriteit in ons lewe. En Heilige Gees, my hart vanoggend is, word weer die prioriteit van ons lewe, nommer 1. Ons verhouding met U, nommer 1. Ons tyd saam met U, nommer 1. Wees U die prioriteit. Wees U die rede hoekom ons opstaan. Wees U die rede hoekom ons in vrede gaan slaap. Wees U die rede hoekom ons werk voluit leef. Wees U die rede hoekom ons die beste is in ons sport, die beste is in wat ons doen. Laat U die rede wees. Maar dit nooit ons is nie. Nooit nie. Want dan word ons weer vol van onsself. En vandag wil ons onsself leegmaak, sodat ons vol van U kan kom. Ons wil alles wat tussen ons en U is, wil ons neerlê vandag. Whether dit gesindheid is, of ons hart is, of ons emosies is, of die eie ek is, whether dit my werk is, of whatever is, my staf wat ek own, whatever altyd tussen my en U staan, dat ek nie 100% nommer 1 kan maak nie. Wil ek vanoggend dit alles op die regte plek in my lewe sit, en sê, julle wag, God is eerste. Daarna kan jy 'n plek in my lewe kry. Daarna kan jy 'n plek in my lewe kry. Here, my gebed verstaan vanoggend uit 3 goed uit. Nommer 1, leer ons om te surrender, dat U ons kan lei. Nommer 2, maak ons honger vir verandering, sodat die vrug in ons lewe sigbaar is. En nommer 3, help ons met ons verskonings, sodat U deur ons kan werk. Dat ons sal ophou om te sê, ek kan nie want, ek kan nie maar,
Dat ons net die verskonings vandag sal kruisig. En sê ek weier dat my verskonings, maak nie saak hoe flou nie, tussen my en God mee staan nie. Ek kies U eerste. Ek maak U prioriteit. Heilige Gees, vul elkeen daar waar hulle sit. Bring vrede in hulle gemoed. Was ons conscience skoon, Hebreërs 9, was ons gewete skoon van alle dooie werke. Al die goed wat veroordeling bring, al die goed wat ons altyd laat sleg voel oor onsself en skuldig voel oor onsself, al die goed wat maak dat ons sê ons kan nie onsself vergewe nie, ek sal nooit goed genoeg wees nie, mense hou nie van my nie, bla bla bla, jada. Kom was my conscience, ons elkeen se conscience skoon met die bloed van Jesus, van al daai goed, sodat ons weer die lewende God kan dien, met vrymoedigheid, met 'n oop hart, met 'n oop gees. Dis my gebed vanoggend vir elkeen van ons, Here, is dat ons ontmoeting met U sal hê in hierdie week wat so life-changing is. As ons volgende Sondag inkom en ons kom bid 8:00, dan sit hier al mense. As ons 9:00 kom, is hier sommer 30 wat getuienis het oor hulle ontmoeting met die Heilige Gees. Kom change lewens hierdie week. Kom change lewens hierdie week. Terwille van die koninkryk. Kom help ons en red ons van onsself. Want ons is ons eie ondergang. As ons U nie toelaat nie. U is welkom. Ons het die diens begin en gesê U is welkom vanoggend. Nou wil ek vir U sê, U het verblyf reg in ons lewens. U het die verblyf reg in ons lewens. En ons surrender. Ons gee die sleutels van ons hart vir U. Sê U is nou die eienaar van die lewe. U is die eienaar van elke lewe hier binne. En ons eer U daarvoor. In Jesus naam alleen. Amen. En amen. En amen. Dink goed daaraan. Wie van julle het 'n huis of 'n woonstel? Amen. Die dag toe jy die sleutels kry. Amen. Wat doen jy toe? Jy trek in. Amen. En dan? Bly jy daar? Wat doen jy nog? Wat doen jy met tyd? Jy verander. Jy verf uit. Jy maak mooi. Jy sit meubels in. As jy nie van daai muur hou nie, breek jy hom uit. Jy change hom. Amen. Is ek reg? Hoeveel keer as jy daai goed het die huis teruggepraat? As jou huis terugpraat, bel ons dat ons hom kom uitsaaf. Amen. Maar die huis sê nie vir jou wat jy moet doen nie. Amen. Is ek reg? Amen. Die huis sê nie vir jou wat jy moet doen nie. So hoop vir die Heilige Gees sê wat hy moet doen. Bly nie in turf nie, want hy huis trek sommer self. Ja. Hy vra jou kom jy saam. Amen. Amen. Is julle saam? Is julle happy? Geniet julle hierdie reeks? Ek ook. Hy ry vir ons raak. Amen. As jy iemand ken wat